Ek luister so na oom Wynand se gesprek ook oor Soros. Nou ek het nou laasweek het ek nou klomp video's gemaak van Rob Bershoff en sy planne met of sy integrasie of sy ja, ons sê sy verhouding met die Oppenheimers en Soros as ook Helen Zille se verhouding met George Soros. Nou luister ek nou oom Wynand du Toit en dit maak vir my sin dat elke liewe land wat nie onder die invloed van Soros wil wees nie, dat hulle daai lande in oorlog gooi. Lande wat nie wil integreer met die Joodse Kabulse magte, wat wil toelaat dat daar vermenging plaasvind, wil hulle gooi in oorlog. En kom ek sê vir julle, die feit dat Trump George Soros se netwerke gaan oopgrawe, hierdie gaan die begin wees van die derde wêreldoorlog. Hulle gaan Amerika onder die bus gooi, soos wat hulle Rusland onder die bus gegooi het, soos wat hulle Iran onder die bus gegooi het. Hierdie is die begin van die derde wêreldoorlog. Kom ons luister wat sê oom Wynand. Goeiemôre, dit is maandagoggend 29 September 2025 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Dis amper ondenkbaar om te dink dat dit alreeds weer die einde van September is, dat Oktober voorlê en teen die snelheid wat die maande verbyspoed, gaan ons binnekort die einde van die jaar gadeslaan. Dis ongelooflik hoeveel mag daar saamgetrek lê in onbeperkte geld, fondse en in die duistere gedagtes van sekere globaliste in die wêreld. Nou, ek het ook daai selfe vraag, hoekom word Bill Gates, George Soros, en wat is hy, Web Puppet, Klaus Schwab, hoekom word hulle nie gearresteer nie? Ek het dieselfde vraag wat oom Wynand het, en dit pla my. Hoekom loop Bill Gates skotvry van al hierdie goed af? As ons gaan kyk na die duistere magte van George Soros, en baie is al gesê en gepraat, en vrae is gevra oor hoekom word daar niks teen 'n persoon soos George Soros gedoen, Klaus Schwab, Soros se seun, almal wat deel is van hierdie World Economic Forum, die Wêreld Ekonomiese Forum, en verskeidenheid van ander magsbehepte organisasies wat die wêreld probeer oorheers. En dan wonder 'n mens dat met al hierdie opstande en misdaad wat ons nou in Amerika kry, wie finansier dit? Wie sit daar agter? En elke keer kom dit maar na vore dat die Tesla brandstekers was deur George Soros gefinansier. Dan hoor ons dat Black Lives Matter was deur een of ander George Soros ondersteunde organisasie gefinansier. En daar's altyd 'n draadjie wat deurtrek na die Soros Foundations toe. Nou, hulle het ook baie geld gekry by USAID en ook net wonder hoeveel geld is van die Amerikaners aan Soros oorbetaal of een van sy organisasies oorbetaal, en dit word dan effektief gebruik om Amerika van binne af te vernietig. Nou, terwyl al die vrae aan die gang was en gewonder is oor wie sit agter die Trump skietery en so meer, het dit nou vir die eerste keer duidelik geraak
dat George Soros nou ernstig ondersoek word deur die Trump administrasie, die FBI, die CIA en almal soek nou daardie bewyse om Soros te koppel aan meeste van die probleme. Nou, die antifa-magte, dis nou antifasisme, wat ook vermoedelik deur die Soros Foundations gehardloop word, is nou tot 'n terreurorganisasie in Amerika verklaar. En dit maak natuurlik die deure oop vir Amerika om die Soros se aktiwiteite behoorlik te ondersoek. Ons sien dan ook hierdie proteste teen die immigrasiebeamptes wat omtrent in elke stad uitbreek, die oop grense se finansiering, wie het betaal vir die vliegtuie wat mense ingebring het in Amerika en so meer, en alles lei na die Soros Foundation toe. Nou hier in Suid-Afrika is ook 'n Open Society Foundation wat ook aan George Soros behoort, waarvan hy 'n lid is, waarvan hy deel is, en jy kan jou maar net indink hoeveel skade het hierdie organisasie al agter die skerms veroorsaak. Ek gaan nou net gou voor Wynand ook net daar so stop, want julle weet dat Helen Zille deel is van hierdie Open Society Foundation, en dat hulle die DA, hulle befonds grootliks die DA deur hierdie Open Society Foundations. Ek wonder of die ANC, die EFF ook deel is daarvan. Maar ja, ons kan sien, want Ramaphosa gaan ons nou sy mag oorgee aan Helen Zille. Want dis asof hierdie globaliste wat 'n een wêreld orde daar wil stel, geen doekies omdraai nie, geen perke vir hulle self stel, en dat die ewel agter dit alles oorskry alle grense en alle perke. As ons gaan kyk na die oorlog in Oekraïne en in die Midde-Ooste met Iran, dan kan jy oral die Soros hand ook in die situasie sien. Nou, ons weet Rusland het die Rothschilds, die Soros Foundations, al sy organisasies het hulle geskort uit Rusland uit, en baie reken dat dit is die hoofrede waarom daar nou so gedruk word vir 'n wêreldoorlog met Rusland. Juist omdat hierdie mense hulle greep op daai lande verloor het. Ons weet dat Iran het presies dieselfde gedoen. Iran het ook al die Soros Kan ek ook vir Wynand daar so stop, want ons weet dit is wat ook gebeur het met Suid-Afrika voor 1994, toe Suid-Afrika 'n onafhanklike land was, toe ons nie die Wêreldbank gehad het in Suid-Afrika voor 94 nie. Toe het Amerika, of kom ons sê die Soros Foundation het toe al hulle greep op die land begin sit. En dis toe wat hulle die ANC ingestuur het om ons grense oop te maak, sodat hulle 'n mag kan hê oor Suid-Afrika wat ons vandag sien. Organisasies verbied, die Rothschilds verbied, daardie banke almal uitgeskop uit die land uit, en dis die lande wat nou geteken word. Maar die geweldige interne aanslag in 'n land soos Amerika sê vir ons dat daar moet skoongemaak word op die een of ander wyse. As ons wil vrede hê in die wêreld, as ons wil vrede kry tussen die vegtende lande tans, dan is dit nodig dat daai bron, daai dryfveer van
geld wat mense aan die gang hou, dat dit in die proses moet verdwyn. En daar is sprake dat hulle hierdie Soros maatskappye, organisasies se gelde gaan vries. Wat dan gaan verhoed dat hulle enigsins met proteste kan voortgaan, want dan staan nie meer geld om te betaal nie. Nou het ek 'n vraag. En dit is hoekom ek 'n vorige video ook gemaak het om te sê die DA gaan nie baie lank kan bestaan as hulle hierdie fondse vries, want dan is daar nie geld van Open Society Foundations om die DA verder te befonds nie. Waar gaan Soros hulle dan hulle geld vandaan kry? Europa? As 'n mens gaan kyk na die opstande dwars deur Europa, en dan praat jy nou van die pro-Palestynse opstande en al daardie tipe van opstande, dit word alles gefinansier, die mense word betaal, hulle word met busse ingery. Nêrens is dit 'n spontane aksie wat plaasvind nie, behalwe daar waar die patriotisme tans inskop en waar jy die Ire in 'n opmag sien, die Skotte in 'n opmag sien, die Franse, die Duitsers wat dinge wil herstel en terugbring na normaliteit toe. Uiteindelik glo ek dat as hulle van hierdie globaliste ontslae raak, sal die wêreld vir die eerste keer werklike vrede kan ervaar en ook vooruitgaan. Dis hoekom ek sê ons Afrikaners moet wegbeweeg van hierdie stelsel wat in Suid-Afrika geïmplementeer is. Maar daar is planne, daar word planne uiteengesit, laat ons kan wegbeweeg. Maar dit is nog alles in beplanningsfase, so hou vas. En ek is glad nie verbaas dat hierdie organisasies ook agter meeste van die probleme binne in Suid-Afrika sit. Die aanjaag van rassehaat, die grondonteiening, die beheermaatreëls, die toepassing van die Wêreldgesondheidsorganisasie se maatreëls wat Pinocchio en sy regering so streng navolg, sê vir ons dat hulle te hou vas. Hierdie globaliste onder Soros het te hou vas op die ANC geleide regering van nasionale eenheid. Die vraag is net, as die regering verander, hoe lank gaan dit vat voordat daar weer 'n houvas gekry word? Want wie ook al sal regeer in Suid-Afrika vorentoe, het geld nodig. En die enigste plek waar hulle dit waarskynlik kan kry, is by die Wêreldbank. Maar dan hou dit sekere baie definitiewe gevare in, want dit sê vir ons, dan het hulle beheer, deur finansiering te voorsien, behou hulle basies beheer oor 'n land. Ja. En dit gebeur ook hier in Suid-Afrika. Ek kan nie sien hoe hulle gaan afwyk van hulle patroon wat oor die afgelope 30 jaar tot stand gekom het, sommer sal afwyk nie. Daar sal veel eerder nou wat daar 'n ondersoek na George Soros gedoen word, 'n definitiewe ondersoek sal hulle waarskynlik net eenvoudig sekere dele van hulle operasies toemaak en met die res sal hulle voortgaan. As hulle nie uit die samelewing verwyder word nie, gaan ons nie 'n verbetering in die situasie, die konfliksituasie in die wêreld sien nie. Gaan ons toenemende rassespanning sien, gaan ons toenemende konflik sien, toenemende proteste, uiteindelik toenemende hongersnood en armoede. En dit Ek wil net ook byvoeg dat die Bybel noem van die finale anti-kris. En as jy gaan kyk waantoe hierdie globale magte uitspeel,
word dit tog wel 'n een wêreldorde. En dat ons wat teen dit gaan ingaan, gaan so vervolg word. Julle, ons is op 'n randjie van 'n bitter moeilike tyd wat voor lê. En ons moet planne maak. Ons moet planne maak dat ons hulle kan vryspring. En ons kan dit net doen deur weg te breek. Dit alles gaan bydra tot dat ons by 'n punt gaan kom waar ons nie 'n keuse het as om in eie belang op te tree nie. Eie belang waar ons moet oorleef, waar ons toekoms sal moet oop maak vir ons kinders en ons kleinkinders, sodat hulle ten minste in 'n veilige omgewing kan voortlewe. So wat ook al met Soros in Europa gebeur, in Amerika gebeur, dit het 'n invloed op ons in Suid-Afrika. Absoluut. Vat ons daardie globaliste weg en die leiers van Europa wat so soek na oorlog, verloor hulle ondersteuning. Die dryfveer agter hulle, gaan ons sien 'n einde van die oorlog in Europa. Maar op hierdie stadium lyk dit glad nie of dit gaan gebeur nie. Inteendeel, Jeffrey Sachs, professor Jeffrey Sachs, hy sê self dat Trump het eintlik die hele proses nou laat verlore gaan, die geleentheid om vrede te maak laat verlore gaan. En hy sê daarso dat die Amerika, die VSA en Rusland 'n oorlog tussen hulle, die derde wêreldoorlog, dat dit nou onafwendbaar is en dat die wêreldleiers se gebrek aan dieper insig of dan doelbewuste misleiding deur hierdie globaliste wel gaan lei tot 'n oorlog. Want ons gaan nie skielik oornag 'n einde aan die Soros befondste organisasies in alle lande in die wêreld sien nie. O nee, Soros gaan terugbaklei, hoor. Soros gaan al sy mag wat hy het, gaan hy terugbaklei. Weet nie of julle gesien het nie dat die kerke besig is om aangeval te word. Dit is nou die een Mormoonse kerk. Ek sal dit nou nie 'n kerk noem nie, want dit is 'n kult. Dis een van die kerke daar in Michigan wat nou aangeval was deur terroriste. Dis heel waarskynlik George Soros se maatjies wat daar gaan terrorisme saai. So hulle teiken nou wel die kerke ook in die VSA, want onthou, wie is hulle grootste vyand? Ons Christene. Ons Christene is hulle grootste vyand. Alhoewel die Mormone nie rarig, jy weet, hulle glo nie dat die drie-eenheid van God 'n eenheid is nie. Maar die feit dat hulle daai kerk gaan aanval het, wys nog steeds vir ons dat dit 'n aanval is op Christendom. Maar kom ons gaan verder. As hulle die rekening in Amerika bevries, dan gaan Amerika interne stabiliteit beleef, maar dit gaan nog lank nie in Europa gebeur nie. En ek dink nie dat daardie ouens enigstens van plan is om tou op te gooi of te stop met dit wat hulle doen nie. Ja. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend terug by julle, dan gesels ons weer. Dit was nou 'n lekker gesprek met oom Wynand. Alhoewel ek en hy nou nie saam met mekaar gepraat het nie, maar ek sal nogals like as ek en hy saam met mekaar kan praat en 'n lekker gesprek kan voer oor globale magte. Omdat ek wel weet, ek weet wat gaan aan, ek weet dat hulle wel 'n white genocide reg oor die wêreld voer teen ons. Dit het ons gaan sien van Rabinovich, dat hulle ons wites wil vermeng met ander kleuriges.
juist sodat ons in ons identiteit verswak. Okay, maar baie dankie dat julle geluister het. Ek hoop julle het 'n baie lekker dagie. Groete en voorspoed en mag die Here julle seën.